Ons hoor die klok lui, die klok wat ons roep tot stilte en aanbidding voor die Here. Al die verordeninge staan ook vas, Here. U bly, U wat van altyd af daar was, is. En heiligheid versien die huis, o Here, U wat in ewigheid sal bly regeer. Geliefdes, genade en vrede word aan ons geskenk van Hom wat is, van Hom wat was en van Hom wat op pad is. En van die 7 geeste voor sy troon in die hemel, en van Jesus Christus. Hy is die getuie wat betroubaar is in alles wat hy doen en sê. Hy is die grootste en belangrikste van almal wat uit die dood opgestaan het. Hy regeer oor al die koninkryke van die aarde. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Hy het ons losgekoop uit die greep van ons sonde. Deur sy eie bloed het hy die prys betaal. Hy het ons burgers van sy koninkryk gemaak. Hy het ons priesters gemaak wat in diens is van sy God en Vader. Aan Hom behoort al die heerlikheid en die krag tot in die verste ewigheid. Amen. Kom ons sing deur te staan gesang 200 strofe 1 tot 3. See
Dit is baie makliker om iets te sê as om daardie iets te doen. Ons kan maklik sê dat ons dit of dat glo. Ons kan maklik praat oor liefde, oor genade, oor vergifnis, oor omgee vir ander mense. Ons kan selfs mooi woorde gebruik as ons getuig en praat oor Jesus Christus. Maar die vraag is en bly, hoe lyk ons dade? Hoe lyk ons optrede oor die dinge wat ons sê, ons bely, ons glo, ons doen? Die Here Jesus wys ons in Johannes 13 dat ware geloof nie net bloot uit woorde bestaan nie. Ook Jakobus sluit hierby aan as hy sê, wys my jou dade en ek sê jou wat jy glo. Nadat hy die voete van sy disippels gewas het, dis nou hier in Johannes 13, gee hy aan hulle 'n nuwe gebod. Jesus sê vir hulle om mekaar lief te hê. Sy woorde is, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Dis eenvoudige woorde. Maar dit vra van ons iets baie moeilik. Dit vra van ons om hierdie liefde nie net oor te praat, oor belydenisse te maak, liedjies te sing, gedigte te skryf nie, maar om ook hierdie liefde werklik te leef. Daarom vra die wil van God vandag van ons meer as net mooi woorde. God roep ons om mense lief te hê wanneer dit moeilik is, om te vergewe selfs as ek seer gekry het, om ander in te sluit wanneer dit makliker is om daardie mense, omdat hulle anders as ek is, uit te sluit, om diensbaar te wees wanneer niemand selfs daarvoor dankie sê. Die Here vra dus nie net van ons om oor sy liefde te praat nie, hy vra dat ons hierdie liefde moet doen, en ook nie net hier in die kerk nie, maar veral ook wanneer ons hier by die deure uitstap in die wêreld daar buite. Want uiteindelik sal mense nie net aan die woorde weet dat ek en jy aan Christus behoort nie, maar hulle sal ook in ons dade kan sien. Daarom lees ons, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Vandag is ook ons tweede preek in ons kort reeks preke oor gebed. Ons eerste preek in hierdie kort reeks was op Sondag 2 Augustus, en as jy dit graag weer wil gaan oplees, dan kan jy op die webblad gaan en die preek op 2 Augustus oopmaak en hom daar lees. By daardie eerste geleentheid oor gebed was die tema, Here, leer ons asseblief ook bid. Here, leer ons ook asseblief bid. Op daardie dag het ek verwys na 'n gesprek tussen my en Stefan Joubert wat afgesluit het met die woorde, ja, as ons alles gesê het oor gebed en ons het gelewe in hierdie wêreld, moet ons erken
gebed is taaf. Gebed is moeilik. As ek daardie preek moes opsom, en ek sou een sin moes gebruik, sou ek skryf, gebed gaan in die eerste plek om die wil van God. En daarom leer hy ons bid, laat u wil geskied. So dit is wat ons uit daardie gebed 1 preek geleer het. Gebed moet altyd in die eerste plek rondom God draai. Nie oor my nie, nie oor my behoeftes nie, nie alles wat ek wil hê nie, maar in die eerste belangrikste plek om God. En vandag gaan ons versigtig verder op hierdie reis om meer van gebed te leer. Dit is eintlik moeilik, vir my is dit moeilik om met gesag oor gebed te praat. Want ek dink, as ons almal eerlik is, stoei ons almal so die een of ander tyd in ons lewe 'n bietjie met die saak van gebed. Ons wonder ook dikwels, maar hoe bid 'n mens dan nou regtig reg? Wat is reg en wat is verkeerd? Ek dink, nie 'n mens kan hierdie vraag kant en klaar antwoord nie. Ek dink nie 'n mens kan net 1 sin, 2 sinne, 3 sinne 'n opsomming van gebed gee en sê gebed moet altyd in alle omstandighede vir alle persone in alle tye so lyk nie. Daarom gaan ek ook nie nou begin om so 'n vorm gebed voor te skryf nie. Ek gaan egter net 'n volgende gedagte saam met ons op die tafel neersit en sê, kom ons praat ook oor hierdie gedagte, kom ons dink ook oor hierdie gedagte, kom ons gaan implementeer hierdie gedagte ook in ons gebedslewe. Tweede gedagte wat ek vandag op die tafel wil sit is, gebed is om bewuslik in die teenwoordigheid van God te kom. En daarom moet ons versigtig wees. Gebed is nie sommer iets wat ons sommer net so vinnig met gewoonte moet doen nie. Ons moet besef dat wanneer ons in gebed tree, ons bewuslik, doelbewus in die teenwoordigheid van God intree. En daarom moet ons versigtig wees oor wat ons daar sê, dink en doen. Maar wanneer ons bid, praat ons nie net bloot om ons eie behoeftes uit te kry nie. Wanneer ons bid, gaan dit nie net oor my eie persoonlike behoeftes nie. Ons tree doelbewus in die teenwoordigheid van die lewende, die almagtige God. Die God wat my en jou geskep het. Die God wat my en jou ten volle ken. Die God wat my en jou so lief het, dat hy Jesus Christus van ons sonde aan die kruis gesterf het, sodat die ewigheid vir ons 'n moontlikheid geword het. Daarom moet ons versigtig wees as ons begin bid. Nie versigtig omdat God 'n God is wat wag om ons te straf as ons iewers 'n verkeerde woord of 'n verkeerde ding in die gebed gesê het nie. Loop net versigtig, omdat ons in die heilige teenwoordigheid van God is. Jesus waarsku in Matteus 6 vers 7, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, moet ons byvoorbeeld versigtig wees, hoor 'n bietjie hier, om te veel woorde te gebruik. Iemand het ander dag gesê, party mense wanneer hulle bid, ly aan woorddiarree. Dis God se gebed, dis God se teenwoordigheid. Kies daarom jou woorde. Gebed kan ook nooit 'n manier wees waarop ek God kan manipuleer sodat hy kan doen wat ek wil hê hy moet doen nie. Sonder dat ons besef, weet ons dit ons Here, as hy net dit sal laat gebeur, dan beloof ek sal dit en dit doen.
Gebed is om stil te word. Om bewus te word van God se teenwoordigheid en onsself weer voor hom te plaas. Wanneer ek en jy so bid, verander gebed nie noodwendig onmiddellik ons omstandighede nie, maar dit verander ons. Dit verander ons manier van kyk na God. Dit verander ons respek teenoor God. In Genesis 28 vers 16 lees ons iets hiervan as Jakob in gebed by die Here stoei en dan sê Jakob hierdie woorde: Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers besef. Hoorie wat die Here is by Jakob. Dis daardie gebed toe hulle so die engele so teen die leer op en af gegaan het, nê. Jakob se gewaarwording in daardie gebed help ons vanmôre om oor gebed na te dink. Here, die Here is hier op hierdie plek. En ek het dit nie eers besef. Ek wonder oor myself. As ek anders bid, besef ek werklik elke keer dat die Here op hierdie plek is? Ja, ek glo, ek sê met die mond en bely dat God oral is. Maar gebed is 'n intentionele, 'n doelbewuste intree in die heilige teenwoordigheid van God. Dit herinner my ook aan Moses in Eksodus 3. Die verhaal toe God Moses geroep het, daar by die brandende doringbos, ja, die een wat nie wou uitbrand. Onthou jy die beskryf daarvan, die prentjies wat ons as jong mense en kinders geteken het in die kinderkerk, by Sondagskool, soms toe ons nog op skool daardie lesse gehad het en daar. Moses besef dat God daar teenwoordig is. Moses sê, omdat God daar teenwoordig is hier die heilige grond, hier by die doringbos wat nie uitbrand nie. Moses trek sy skoene, nee, sy sandale, trek sy sandale uit respek vir die teenwoordigheid van God. En in Openbaring 4 en 5, hoor 'n bietjie mooi, verteenwoordig die 24 ouderlinge in Openbaring die kerk hier op aarde. Die 24 ouderlinge in Openbaring verteenwoordig my en jou. En dan bring hulle die gebede na God die Vader toe daar by die troon, en dan wat lees ons? As hulle tot hom bid, tot hom spreek, haal hulle krone af uit respek vir God. Moses trek sy sandale uit, die ouderlinge haal hulle krone af uit respek. En daar is dit alweer, daai woord respek. Dan net vir een paragraaf hierby stil staan. Want na my mening is dit die ding waarmee ook ons eie samelewing die meeste sukkel. Respek. Respek vir alles en vir almal. Volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal word die woord respek verklaar as agting, eerbied of ontzag wat jy vir iets of vir iemand het. Ja, jy kan ook respek vir iets hê. Hoef nie net iemand te wees. Dink aan die oproep om respek te hê vir die aarde waarop ons leef. Of nie respek te hê vir die aarde waarop ons leef. Respek aan ons gebedshouding voor God beteken dat daar by ons diepe eerbied sal wees wanneer ons bid. Beteken dat daar by ons 'n nederigheid sal wees, want ek is swak mens en ek praat en is in die teenwoordigheid van die almagtige God. En dit gaan hier nie net bloot rook sit of staan of kniel nie. Wanneer ons bid, gaan dit ook oor die respek in ons hart vir God. As ek vir God respek het, praat ek op 'n sekere manier van God en met God. As ek vir God respek het, dink ek
en vra sekere manier van God. So, ons word met hierdie heilige teenwoordigheid vanmôre wakker geskik met die woord respek in ons gedagtes. En ek dink ons moet vir 'n slag as kinders van die Here weer mooi gaan dink oor respek en wat dit beteken. En hoe maklik ons respek by kinders afleer deur om hulle toe te laat om sekere goed te doen en uiteindelik vir hulle 'n vorm van disrespek aan te leer. Persoonlik, vir my, en ek sê nie dit moet vir almal wees, sal ek nooit met 'n hoed op my kop bid uit respek vir God. Persoonlik sal ek ook nooit aan tafel sit met 'n hoed op my kop nie, omdat die ete 'n gawe van God is, uit respek. Dink 'n bietjie daaroor. Dink 'n bietjie in die wêreld, en kom ons wys nie na mekaar vingers nie, ons praat daaroor, en ons leer om hierdie vorm, wanneer ons in die teenwoordigheid van God tree, wel na te. Nou wil ek ons met ons Bybels oopmaak, en ek het dit vir julle op die skerm, en die vertaling wat ek vanmôre vir ons uitlees, is die 2022 vertaling. 'n Vertaling wat Stefan Joubert vertaal het uit die oorspronklike Grieks uit, en dit lees so: Moenie 'n tweegesig wees as jy bid nie. Ander vertaling sê moenie skynheilig wees. Die tweegesigte hou tog so baie daarvan om in die sinagoges, waar almal bymekaar kom om God te dien, of op die straathoeke te gaan staan en bid. Daar kan almal dan sien hoe vroom hulle is. Luister na my. Hulle sal niks ekstra van God kry nie, want die eer wat hulle so van mense gesoek het, is genoeg. As jy egter met God wil praat, gaan na 'n stil kamer toe en maak die deur toe. Praat dan daar, waar niemand jou sien nie, met jou Vader. Jou Vader wat alles sien, ook daar waar jy alleen is, sal jou daarvoor eer. Terwyl jy bid, moet jy nie dieselfde dinge oor en oor sê, soos wat mense maak, wat in ander gode glo nie. Hulle dink as hulle aanhoudend en baie praat, as hulle bid, sal hulle gode beter na hulle luister. Dit asseblief nie soos hulle wees, of soos hulle maak nie. Weet julle waarom? Julle Vader weet al wat julle nodig het, nog voor julle dit vra. En dis Jesus wat hier praat. Dis Jesus wat hier vir sy disippels hier bid, toe hulle gevra het, Here, leer ons asseblief ook bid. En dan leer hy vir hulle die Onse Vader, die gebed daarna. Hier leer Jesus vir sy disippels waardevolle lesse oor gebed. Dit alles voordat hy vir hulle die kort en die kragtige gebed die Onse Vader leer. In die Bybel word daar op 2 plekke gepraat oor die lengte van gebed. Daar word baie oor gebed gepraat in die Bybel, maar daar is net 2 plekke waar daar oor die lengte van gebed gepraat word. Hier in Matteus 6 en ook in Prediker, en al 2 die kere waar die Bybel direk oor die lengte van gebed praat, word daar gesê dat ons gebed eerder kort moet wees. Kort, want God is heilig. Kort, want God weet wat ons nodig het. Kort, want God vra dat ons nie net moet praat nie, maar dat ons moet opstaan en gaan lewe dit wat ons sou wou bid. Van tyd tot tyd het ek die gebruik in die Bybelstudiegroep om aan die einde van die Bybelstudie nie 'n gebed te doen, maar vir die Bybelstudiegroep te sê, kom ons gaan wees nou die gebed wat ons vanmôre sou wou bid. Julle hoor dat die bedoeling hier is dat ons nie net moet praat, baie woorde gebruik as ons bid nie, maar dat ons ook gebed moet leef. En dan wil ek vanmôre afsluit met 'n vertroostende gedagte. Daar word in die hemel vir jou en vir my en vir die kerk en vir die aarde gebid. Hoe weet ek dit?
Ek lees dit in Openbaring. Wie bid in die hemel vir my, vir die kerk, vir die aarde, vir almal vir wie ek lief is? Ons Openbaring sê Jesus en die Heilige Gees. Hoekom? Want Paulus sê in Romeine 8, want God weet dat die skepping swaar kry. God weet dat ek en jy swaar kry. Hy gebruik die woord sug. Hy weet dat die aarde sug. Romeine 8 deel Paulus dat die Gees van God in die hemel namens my vir my bid. Jesus bid vir my en namens my, en hy word as te ware die Griekse woord 'n parakletos. 'n parakleet. Iemand wat intree vir my, namens my. Hy word ook my trooster. Die Heilige Gees as hy vir my bid, want hy bid vir my om verlossing by die Vader. Al wat nou oorbly, is dat ons dood bid. Here, leer ons asseblief ook. Laat ons dit wat ons leer, dit wat ons op die tafel sit, met mekaar bespreek, met mekaar deel. Laat ons dit inoefen in ons gebedslewe. Want gebed het oefening nodig. Blote herhaling van gebed gaan jou nie anders laat bid, maar doelbewuste inoefening sal jou help. Amen. Ek vra dat die doopouers Jean-Jacques en Ilani nou na vore sal. Voel vir my dat julle twee vanmôre nie net wil spog met een nie, maar sommer met al twee. Julle het rede om te spog. Ek gaan weer aan julle 3 vrae vra. As julle ja antwoord op hierdie 3 vrae, dan word julle geloofsbelijdenis in die opvoeding van julle kinders. Julle het ook die geleentheid gehad en ook die voorreg om deur 'n klompie video's te kyk. Elke maal vir my gesê wat daarin vir julle uitgestaan het. My mening is dat julle dit raak gevat het en dit raak gesien. Die doop roep ons in die eerste plek op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van die doop oor elke dag sal uitleef. Ouers en die gemeente moet daarom aan kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om as 'n gedoopte groot te word. Die 3 vrae is: glo julle dat ons en ons kinders ondanks ons sonde nogtans deur die genade van God aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing? Met ander woorde, dat alles wat nodig is vir ons verlossing in die Bybel staan en in die belydenisskrifte saamgevat word. Beloof julle ook om julle kinders te leer wat die doop beteken met julle woorde, maar ook met julle dade wat julle aan die kinders voorleef. Wat is hierop julle twee se hoorbare oor? Ja. Noah Thomas Leroux, het is vir my onuitspreeklike voorreg om jou te mag doop in die naam van die Vader
en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bly net so sit, buig ons die hoofde en bid ons saam. Dankie Here, dat ons as gemeente by hierdie geleentheid daarvan oortuig kan wees, dat U as Vader ons liefhet, dat U ons as Seun red, deur die Heilige Gees in ons harte woon. Dankie Here dat U ons opneem in die verbond, dat ons as U kinders aangeneem word. Dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap wat aan ons 'n geestelike tuiste bied. Dankie dat ons die evangelie kan hoor en die gemeenskap met U en met mekaar kan uitleef. Neem ons lof en ons aanbidding aan. Lei ons om altyd die warmte van nabyheid te ervaar en altyd tot U eer te lewe. Inspireer ons om altyd ook na ander mense uit te reik. Gee dat ons die betekenis van die doop ons eie sal maak. Gee dat ons lewe van die verlossende teenwoordigheid sal getuig. Heilige Gees, vervul ons sodat ander in ons lewe kan sien dat U ons lei en troos. Ons bid vanmôre besonder vir hierdie doopouers en ook vir die gemeenskap van gelowiges. Gee aan hulle die krag, die geleentheid, die wysheid, die insig, die voorneem om getrou te wees in hulle opvoeding. Ons bid dat ons tuis mag wees in die huis van die Here. Amen. Ek gaan vra dat ons staan en vir hulle die seënbede toesing. Ek gaan my hande en seën op en na hulle toe. En as U so voel, dan kan jy self dit doen, maar U hoef ook nie. U is ook nie verplig. Elke mens leef in spiritualiteit op 'n ander manier uit, maar kom ons respekteer dit. Kom ons sing vir hulle die woorde van die seënbede. Ons gaan nou staan en die seënbede vir mekaar toesing. Ons sing letterlik dat Heer U seën op ons naam. U guns uit Sion ons bestaan. Kom ons sing mekaar die seënbede toe.